Hallo, ek hoop dit gaan so goed met jou. Hierdie is offisieel my tweede video wat ek maak vir my official YouTube channel. Ek weet nie lekker wat om dit tans te noem, die YouTube channel, social media, online ministry. Dit is maar net alles for the glory of Jesus, to honor him and to serve him, to tell his people about him and that he lives and that he's coming back for his church and for us to be ready. Ek is baie opgewonde om vandag met julle ook iets kosbaar te deel wat vanoggend met my gebeur het. My channel of waaroor ek gaan praat op my video's overall gaan maar wees wat die Here in my lewe kom doen en hoe ek journey en my Bibles, Bible journaling. Ek is skrikkelik lief vir alles Bible journaling, stationery, enige iets Bible journaling related as ek mal oor. So as jy 'n girly girl is of enige iemand for that matter is welkom om op my journey of op my reis saam met my te gaan, maar ja, dit is alles net om die Here se naam te verheerlik en nog steeds woord te deel. Basies nog steeds die Bybel is ons lifeline. Dit is wat die Here vir ons gelos het, is sy woord om hierdie te volg en dit te live and breathe. So natuurlik terwyl ek op hierdie journey gaan en al my testimonies en share, gaan ek definitief baie woord deel wat die Here vir my kom wys, wat ek ervaar en sommer Bible tips, Bible journaling tips vir die girls wat hou van Bible journaling. Julle is welkom om ook saam met my op die reis te gaan. Ek is 'n arty mens by heart, arty mens. So ja, follow along on this amazing journey. Ek sit tans in my studio, net so 'n klein bietjie background. Ek is eintlik 'n permanent make-up artist, so ek is nog in my studio en toe dink ek dit is 'n great opportunity om net gou vinnig te share hoe kosbaar my yet another encounter with one of God's children, hoe amazing die Here vanoggend gewerk het, net weer eens, en ek gee hom al die glory daarvoor. So ja, mag jy bemoedig wees deur hierdie amazing encounter. So ek gee tans training. Ek is 'n permanent make-up artist en trainer vir ESA micropigmentation. Dit is eintlik 'n storie vir 'n ander dag. Hoe die Here my besigheid se naam, hoe ek gebid het oor my besigheid se naam en hoe dit toe op die ou end ESA micropigmentation is, of wat die Here vir my kom wys het. Dit is lang storie kort. ESA beteken in Hebrew resilient and solid, en die kleurskema van my studio, ek sal nog 'n walkthrough doen wanneer die tyd reg is goud en swart. En die Here destyds my kom wys dat my besigheid is eintlik maar my main ministry, en dat hy vrouens na my toe gaan stuur, en hoeveel vrouens hulle nie hulle hart hier gegee het vir die Here nie, en hoe ons al gebid het nie, dis amazing. En om terug te kom na my kleurskema toe, dis goud en swart, en die Here het net absoluut my kom wys hoe hy in 'n donker, swart wêreld goud gaan gebruik, my in besigheid in hierdie gaan gebruik om die mooi van hom en sy liefde in te weef. So ja, dit is 'n ander storie vir 'n ander dag, maar dit is baie kosbaar en baie spesiaal. So ek is, soos ek sê, ek besig om training te gee, en ek bestel gewoonlik nie normaalweg is 'n delivery nie. Ek koop gewoonlik en prepare 'n hele menu en kos vooraf vir my studente, en ek het vandag, en ek is oor die algemeen hou ek van gesond eet. Ek is nie so mal oor groente nie, maar mens moet dit maar eet vir gesondheid. Maar as ek 'n pizza, met my mangeloperasie wat nou verby is, het ek op klein pizzatjies gelewe. Maar as ek 'n pizza kan eet en ek kan 'n McDonald's 'n Happy Meal eet, is ek eintlik maar op my gelukkigste. So maar gewoonlik met my trainings is ek baie streng. Ek bestel net gesonde kos en maak seker my studente kry well nourished, en ons we keeping the energy levels high. For some reason ek vandag vir my student gesê, wil jy vandag saam met my McDonald's eet? En kyk, dit is gewoonlik iets wat ek nie doen nie. Ek sal nooit vir 'n student vra oor jy saam met my McDonald's eet nie, maar ek het dit vir gevra en sy soos, I love McDonald's, en ek sê vir nou ja, toe, ek gaan vir ons McDonald's bestel. En soos ek sê, ek bestel nie gewoonlik oor die algemeen by Mr. Delivery nie, want ek voel ek kan self die kos gaan haal. Dis nie nodig vir dit om afgelaai te word nie, maar dis net hoe ek voel daaroor. En maar wanneer ek wel bestel, vra ek altyd vir die Here, stuur die regte persoon na my toe wat woord moet hoor, wat nie eers regtig 'n hele storie of regtig Bybelverse of enigiets nie, net wat moet hoor dat Jesus lewe en hy's lief vir hulle. En die Here stuur hierdie persoon
na my toe en dit was so kosbaar geweest en ek sê vir hom en ek vat die McDonald's pakkie by hom en ek sê vir hom, do you know Jesus? En hy sê, yes, I know Jesus. En ek sê net vir hom, al wat ek kon uitkry is, he loves you so much. En hy kyk my so, en ek het net iets ervaar in sy oë, en die Here het definitief in daai oomblik met my bonatuurlik om deel, dat hy as 'n pa sukkel emosioneel tans vir provision vir sy kinders en ek sien half in die gees 2 dogters, 2 meisiekinders en 'n seun en ek vra vir hom do you have children? Do you have 2 boys? 2 girls and a boy? And hy sê yes, I have 2 girls and a boy. En die trane begin loop en hy sê vir my, hoe het ek dit geweet? En ek sê vir hom toe, because Yeshua told me that you are struggling emotionally, en ek sê net vir hom, weet jy wat, jy hoef oor niks te bekommer nie, God is going to provide for you, bonatuurlik gaan hy vir jou kinders kom sorg, jy hoef nie te bekommer nie, hulle gaan okay wees, en hoe daai persoon in daai oomblik, hoe hy huil, en hy het gesê, hy het actually vir die Here gevra, net vir half confirmation, dat hy nog daar is, en dit was net so 'n kosbare oomblik gewees en hy het gevra, kan ek vir hom bid? En ek het vir hom gebid. Ek het vir hom gebid vir beskerming omdat hulle mos op die motorfiets ry en dis maar altyd as ek altyd ry en ek sien 'n motorfiets, dan begin ek sommer dadelik bid vir die persoon op die motorfietsie want daar's maar baie ongelukke en so. En ek bid vir hom vir sy beskerming en vir sy vrou en sy kinders en ja, dit was net so special gewees. En nadat ek gebid het, dit is half bewolk vir 'n oomblik gewees in Bloemfontein. Toe het die wolke swaalf oopgetrek en hierdie sonlig het deur hierdie wolke so gekom, maar ek sê vir julle, soos 'n bright, absolute glorious sun en hy het net soos op hierdie ou kom val en hierdie ou huil en hy ervaar net die presence van die Heilige Gees en ek in daai oomblik prys ek net die Here en ek sê soos, dankie Here, dankie vir hierdie oomblik, dankie vir hierdie man se lewe, mag hy met hom wees en hom seën en ja, toe ry hy heen. So, wat ek vandag met jou wil kom deel is, dat daar is mense nie, eintlik maar almal van ons het goed waarmee ons struggle en wat vir ons moeilik is en waaroor ons bekommerd is en jy weet nooit waardeur iemand gaan nie. So, wees altyd oop, ek wil maar sê vir die Gees dat die Here deur jou iets kan kom doen, deur jou kan kom werk, daai coworker het dalk gebed nodig, jou familielid het dalk gebed nodig, bel daai sussie, bel daai boetie, bel daai ma of pa en bid vir hulle, bid vir die persoon langs jou in die winkel en ek dink die Here roep ons om te begin bold wees in daai opsig, om vir mense publicly te begin intercede en te bid, want Jesus wants us to be the hands and the feet of him en om vir mense te bid vir gesondheid, sodat die Here kan werk en ja, so hierdie my boodskap aan jou vandag is, gaan uit en vra vir iemand, ken jy vir Jesus? Bring the good news, do you know Jesus? En al is dit net dat jy sê, you know what, Jesus loves you, is dit ook genoeg. Dis nie, jy hoef hulle nie, ek sê altyd, jy hoef nie iemand met die Bybel oor die kop te slaan nie, maar jy kan vir 'n persoon sê, weet jy, Yeshua, Jesus, het jy so lief en kan ek vir jou bid, is al iets waarvoor ek vir jou kan bid, en net daar in Spar, Pick n Pay Checkers, waar ook al jouself bevind by die werk, bid vir daai persoon, dra daai persoon op in die Here, want dis partykeer al wat iemand nodig het. Ek wil graag afsluit met skrif, uit Jeremiah 32 verse 40, wat sê, I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good for them. I will put a desire in their hearts to worship me and they will never leave me. So, dis nie ons verantwoordelikheid om mense te red of ons kan hulle nie red nie. Dis net God wat kan. Maar ons kan die saadjies plant, ons kan bid, ons kan intercede vir hulle. Maar hy sal die desire in hulle hart sit om hom te worship. Dit is wat hier staan. I will put a desire in their hearts to worship me. So al wat jy moet doen is net daar wees vir daai persoon in daai oomblik and God will do the rest. Mag jy geseënd wees en 'n amazing lekker dag verder hê. Liefde.